zondag, verlossen deur Jesus se bloed. Die grootste oortreding kry redding, bevry deur genade van God. O halleluja, halleluja, hy red deur die bloed van sy seun. Halleluja, halleluja, deur die kruis, ja, sy kruis dood alleen. Kom jy dan, kom jy al die volke, die genade verbond is volbracht. Die poort is nog oor wie wil ingaan, Heer Jesus die lam eens geslacht. O halleluja, halleluja, o ja, hy red deur die bloed van sy seun. Halleluja, halleluja, deur die kruis, ja, sy kruis dood alleen. O ja, halleluja, halleluja, ja, hy red deur die bloed van sy seun. Halleluja, halleluja, ja, deur die kruis, ja, sy kruis dood alleen. Prys die Here, halleluja, ja, halleluja, hy red deur die bloed van sy seun. Halleluja, halleluja, deur die kruis, sy kruis dood alleen. Prys die Here, halleluja, ja, halleluja, o, hy red deur die bloed van sy seun. O ja, halleluja, ja, halleluja, deur die kruis, ja, sy kruis dood alleen. Prys die Here, halleluja, o ja, halleluja, ja, hy red deur die bloed van sy seun. Halleluja, halleluja, deur die kruis, ja, sy kruis dood alleen. Prys die Here, halleluja, o halleluja, ja, hy red deur die bloed van sy seun. Prys die Here, halleluja, o halleluja, deur die kruis, sy kruis dood alleen. Prys die Here, halleluja, halleluja, deur die kruis, ja, alleen. Halleluja, 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 deur die kruis, ja, sy kruis dood. Prys die Here, halleluja, halleluja, hy red deur die bloed van sy seun. Halleluja, halleluja, deur die kruis, ja, sy kruis dood alleen. Halleluja, halleluja, hy red deur die bloed van sy seun. Halleluja, halleluja, deur die kruis, ja, sy kruis dood alleen. Prys die Here, halleluja, halleluja, o, hy red deur die bloed van sy seun. Halleluja, halleluja, deur die kruis, ja, sy kruis dood alleen. O, sing ere aan God in die hoogste, halleluja, ja, aanbid hom, want waardig is hy. So lief had hy ons in die wêreld, sy enigste seun skenk hy vry. O, halleluja, o, halleluja, halleluja, hy red deur die bloed van sy seun. O, halleluja, halleluja, ja, deur die kruis, ja, sy kruis dood alleen. O, prys die Here,
sy kruis dood, alleen prys die Here, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, heilig, deur die bloed van sy seun, halleluja, halleluja. Deur die kruis, oh ja, sy kruis, dood alleen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ja, Heere. Korabashanda. Deur die bloed van sy seun. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ja, deur die kruis, ja, sy kruis, Orabonika Raboshanda, ja, sy kruis dood, alleen. Halleluja, 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 halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Dankie vir die bloed, dankie vir die kruisdood. Die bloed van die kruis. Ja, sy kruisdood alleen, halleluja. Prys die naam van die Here, onze Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Waarlik kan ons in hierdie môre uitroep, sing eer aan God in die hoogste. Aanbid hom, want waardig is hy. So lief had hy ons en die wêreld sy enigste seun. Skenk hy vry. Oh, halleluja. Hy red deur die bloed van sy seun en Here Jesus, ons dank. Dat u die offerlam is. Dat u bloed, wat offerbloed gegee, sodat ons waarlik vry kan wees, gered kan wees. En ons weet dat sonder die redding deur u bloed sal geen mens die ewige lewe werk. Halleluja. Ons is so dankbaar dat ons het dit wat geen ander het. Ons wat gered en verlos is, het die bloed van die lam. Sy bloed wat waarlik kan vry, verlos, vergewe, bande breek, vangenisse oop. Here, ons dankie dat ons uit genade u bloed deelagtig geword, sodat ons kan wit, rein en skoon kan word deur die kosbare bloed. Ons eer en ons dankie dat ons weet alles wat deur die bloed gekom, dit is rein en skoon. Halleluja. Verheerlik u naam hier, dat ons uit genade gered is deur die bloed. Halleluja. So wil ons dan saam bid in hierdie oomblikke vir almal wat siek is. Here, u woord sê dat deur u wonde uit haar genesing gekom. U het ons krankhede op u geneem. Maar u
bloed moes eers vloei uit die wond, voordat daar genesing gaan kom deur U. Ons dankie dat selfs ons genesing kom deur U wonde, deur die bloed. Halleluja. En daarom het U gesond gemaak almal wat na U toe gekom het. En ons eer U dat ons kan saambid vir al die siekes. Want ons genesing kom uit die wonde van die Here Jesus, deur die bloed wat uit die wonde gevloei. En dis U wil dat daar genesing sal wees vir elkeen. U het niemand uitgesluit nie, Here. Elkeen wat siek is kan kom, U sal gesond maak. En daarvoor eer ons U, ons vra Here, maak elke sieke gesond in Jesus se mooi naam. En ons prys U daarvoor. Halleluja. So wil ons saam bid vir elke gebedsversoek, Here. Ons weet, daar is baie wat gebedsversoek het, wat in stryd is, wat in wroeging is. Ja, Here Jesus, wat in benoudheid is, smarte ly. Net U alleen bring die verandering. As ons die woord lees, dan sien ons wat U waarlik alles vir ons kom doen. Geen iets wat die mens kan lei, het by U verbygegaan. En U het vir alles betaal met U lewe en U bloed. En daarom eer ons dat ons so kan bid vir die siekes met hierdie wete. U maak gesond en Here, elke gebedsversoek hoor U en U antwoord. Daarom kan ons ook saam bid, Here, vir al die plekke wat nog droog is. Ons kan net roep na die Here. Hier in ons land, buurlande, reg oor die wêreld, waar mense bid vir reën. Here, hulle weet wanneer hulle reën nodig het. En U weet dat wanneer mense bid en vra, het U gesê, U sal die antwoord gee. U sal laat reën. En ons dank U, omdat U al die omstandighede weet, van elke ene wat op so 'n plek bly. Eer U, dat U ook ons hier antwoord en ons prys. So bid ons dan ook vir die woord in hierdie môre. Laat dit ingang sal vind in elke lewe. Laat elke een wat 'n oor het hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En ons dank U, Here Jesus, dat elke oor met U bloed bestryk kan word, sodat hulle die woord van die waarheid kan inneem, waarin die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid. Halleluja. Ons wil baie, baie dankie sê, Here, dat geen mens op hierdie aarde sal eendag 'n verskoning hê. Want U het woord het laat weet, U het self gesê, so lief het God die wêreld gehad, dat is die enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan. Here, dit is die mens se keuse of hy die woord van God gaan glo. Dis die mens se keuse of hy Here Jesus gaan aanneem. Dis die mens se eie keuse as hy deur die bloed gered wil word. Halleluja. En ons dank U dat U dit so vir ons almal deurgegee het, sodat ons Jesus kan kies om gered te word en vrygemaak te kan word. Dank U dat U ons nou sou saam seën in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om so saam te wees in hierdie dag. En ons dank die Here dat ons saam geseën kan word. En ons eer die Here ook vir sy woord. Ek is pastoor Flippie Gerber. En die telefoonnommer is 08287411705. Halleluja. Dit is vir my wonderlik
dat hoe dat die Here die afgelope tyd met my begin praat het oor die bloed. Ek het in my lewe baie oor die bloed gepreek, en bloed van die kruis gepreek. Maar die kosbaarhede en die wonderlikheid van die bloed, wat die Here vir ons deur die Heilige Gees ingee, sodat ons kan verstaan wat is die belangrikste in die hele saligheid. En as daar iets is wat, as ek dit so kan uitdruk, dis nou in ons taal en hoog geag word deur God die Vader, dan is dit die bloed van sy seun. En daarom het die Here laat weet, dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Want alleen deur die bloed is daar oorwinning en vrymaking. Die lied wat ek vanoggend gesing het, sing ere aan God in die hoogste, aanbid hom want waardig is hy. Dis lied 113 in die Evangelie liederboek, was vroeger jare die AGS het hierdie boekie gedruk en ons het gekry. En ons het daar groot geword, van 11 jaar ouderdom het ek met hierdie Evangelie liederboek groot geword. En ek sal nooit vergeet nie dat hierdie lied sing eer aan God in die hoogste, aanbid hom want waardig is hy. Oh, halleluja. Ek ben hierdie reeltjie in die koortjie sê, hy red deur die bloed van sy seun. Onder die Pinkstervolk was hierdie lied die volkslied van die Pinkstervolk gewees. Ons het hierdie lied ons volkslied gemaak. Want dit is ons hele lewe. Dit wat hierdie lied sê, is absoluut nie net vir ons nie, maar vir alle mense. Halleluja. En daarom, wanneer ons hierdie lied sing, is daar altyd 'n heerlikheid, teenwoordigheid van die Here, want dit is wat werklik gebeur het. En ons kan net sê, soos die eerste reël sê, sing ere aan God in die hoogste. Halleluja. Ek wil net sê dat hierdie lied is, as jy van worship praat, of aanbidding praat, of enigiets van dit, dis wonderlik, maar hierdie lied kan nie daarvoor ingespan word. Weet jy waarom? Want hierdie lied is vir die feesgangers 'n volkslied oor die bloed en die redding deur die lam van God. Halleluja. As jy die heerlikheid van hierdie lied in jou lewe nog nooit ondervind het, dan het jy baie verloor. Halleluja. Dis 'n lied wat ek nie sommer sing nie, want hierdie lied is kosbaar. Maar as jy die lied ken, dan baie keer in die dag as jy besig is, dan kom hierdie lied, val die eerste versie wat sê, sing ere aan God in die hoogste. En dit is al wat ons kan doen. Ons kan net ere aan God sing in die hoogste. Paulus het dit mooi gestel in Efesiërs 1 vers 3. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Engelse Bybel praat van in heavenly places in Christ. Halleluja. En dit is waarlik geseën. Prys die Here. Nou, ons wil aangaan oor die bloed, en vandag wil ek so 'n bietjie ook met u praat oor die altaar. Wat in die Nuwe Testament is die altaar, die kruis. Die woord van die Here sê,
dat as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Ek sê elke dag. Hy sê, as ek hom elke dag so volg, dan is ek waarlik sy disipel. Dit sê die Here Jesus self in die evangelie. Halleluja. Kruis op, myself verloon eerste, my kruis opneem, en die Here Jesus elke dag volg, dan is ek waarlik my disipels. Ek wil sy disipel. Ek wil net vir die sê, moet nie dink, dat as jy opstaan die môre en die stiltyd ensovoorts, nee. Dis alles belangrik. Maar die belangrikste is, dat jy hierdie nuwe dag, die Here moet volg. Ek het nooit in hierdie skrif gesien, waar ek voorloop. Ek het nooit in hierdie skrif gesien, waar ek wil sê, aan die sy van die Here loop. Nuwe Testament, is dit baie duidelik deur die Here gesê, ons moet hom volg. Waarom? Want ons moet in sy voetstappe volg. En sy voetstappe is 'n bloedspoor. Halleluja, tot agter die voorhangsel heen. Nou sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 18, let op Israel na die vlees. Het die wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar. En hierdie is vir my so wonderlik. Hy sê, het die wat die offers eet, elke eerste Sondag van elke maand, het ons nagmaaldiens, ek wil amper sê, reg deur die land, of selfs reg deur die wêreld. Dan eet ons van die offer, Jesus Christus. En as ons van die offer eet, dan het ons gemeenskap met die altaar. En wat is die altaar in ons tyd? Is die kruis. So, kom ons let op wat die woord sê. As ek die nagmaal eet en drink, dan moet ek gemeenskap hê met die kruis. Maar dis waarom hy ook in die avondmaal sê in 1 Korintiërs 11, hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê, ons eet en dit drink. Hy sê doen dit tot my gedagtenis. En Paulus sê verder ook, hy sê, en hierdeur verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Waarom die dood van die Here? Die dood van die Here is die belangrikste wat daar is. Ons maak die opstanding belangrik, want dit bring vir ons 'n sekere eer en 'n sekere, maar die dood van die Here, halleluja, wat sê dit vir my? Ek moet myself elke dag kruisig. Ek moet elke dag sterwe, sodat Christus ten volle in en deur my kan lewe. Dit meen, ek verkondig die dood van die Here as ek van die tafel eet. Nee. En dit reflekteer na my toe. Ek moet dood wees. En kom ons wees eerlik, kinders van die Here. Hoeveel van ons lewe na die vlees? Ons kan dit doen, ons dit doen, en ons wil die woord verkondig soos ons wil, soos ons het sien alles. Ons wil lewe. Ons lewe is belangrik. Dis waarom mense met 'n wegrapping wil weggaan. Want hulle lewe is vir hulle belangriker as om deur 'n verdrukking te gaan waarin hulle klere kan rein was en wit was deur die bloed van die lam. Nee, dis beter om weg te bly van 'n verdrukking af en dan ons saam met die Here te gaan in 'n wegrapping wat nooit sal bestaan nie. Watter gemeenskap het jy met die altaar? Niks. En ek wil net dit sê. Die woord van die Here sê, hy sê, as jy na die altaar toe gaan, en dit val jou by dat jou broer iets teen jou het, los jou offer by die altaar, gaan versoen jou met jou broer, kom terug
en bring die offer. Nou hier is 'n groot probleem. Hoeveel van ons volg die Here daarin? Kom ek? Hoeveel van ons volg die Here daarin? Ek wil net dit sê. As jy dit doen, volg jy die Here. As jy dit nie doen nie, volg jy nie die Here nie. Halleluja. Daar is gevalle in die woord van die Here en selfs in ons lewens. Jy vergewe mense. Maar jy kan nie by hulle uitkom nie. En dit verstaan die Here ook. Maar jy het hulle vergewe. So as hulle ooit eendag bel of jy kry eendag met hulle te doen, dan kan jy vir hom sê, luister, hierdie saak, ek het jou vergewe. Sal jy my vergewe? Dis vir my so wonderlik dat jou hart moet reg wees. Jy moet dit altyd onthou. Dat as jy eet van die offer, dan het jy gemeenskap met die altaar. Nou, sê baie predikers vandag, ons moet wegbeweeg van die kruis af. Ek wil net weet, hoe beweeg ons weg van die kruis af, as die Here Jesus gesê het, ons moet elke dag ons kruis opneem en hom volg. Hoe beweeg ons weg van die kruis? Nou, ons kan nie van die kruis weg beweeg nie, waarom? Want ons moet homself dra. Elke dag. As ek hom nie elke dag dra nie, dan is ek nie 'n disipel van die Here nie. So hoe kan ek van die kruis af wegbeweeg? Waar kom hierdie predikers vandaan? Ek weet waar kom hulle vandaan. Aangevuur uit die put van die hel om hierdie prediking te doen. Ons moet wegbeweeg sodat ons geestelik kan groei. Wat 'n leer. Ek moet sterwe sodat ek kan groei, sodat ek kan lewe, sodat ek verheerlik kan word. Ek weet, die oomblik toe hulle begin preek, ons moet wegbeweeg van die kruis af. Ek weet, ek was 'n seun van 16 jaar oud gewees, toe 'n Bybelskool prinsipaal nog van die AGS, vir my tussen studente wat, manne wat besig was om hierdie kursus te doen, om pastore te word. Nou, daar was 11 van hulle by mekaar, en ek was ook daar gewees. Ja. Toe sê hy vir my, Flippie, dis tyd dat jy ook wegbeweeg van die kruis. En ek kyk na hom, ek sê, nou, kom sê jy vir my so. Nou, hy sê, jy mens kan nie by die kruis stil staan nie, jy moet van die kruis af wegbeweeg, sodat jy geestelik kan groei. Toe sê ek vir hom, ek het nou die woorde vir hom gesê, daarop neergekom, nou, daar's net een manier hoe ek geestelik kan groei, en dit is as ek by die kruis bly. Ek het nie hierdie skrifte geweet, ken nie, ek het nie, nee, maar die Here het later dit vir my oopgemaak. Nee. Min het ek geweet daardie dag toe ek dit vir hom sê. As ek van die offer eet, het ek gemeenskap met die altaar. Dit meen, ek moet gemeenskap hê met die kruis, dis waarom Paulus sê, hy sê, sodat die woord van die kruis nie veruidel word nie. Hy sê, vir die wat verloren gaan, is die prediking van die kruis dwaasheid. Hy sê, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dit weet, as ek gemeenskap het met die kruis, die altaar, dan kom ek by die krag van God uit. Maar alles wat krag dra, moet tot niet gemaak word. Waar kry die kruis sy krag vandaan? Dis 'n stuk hout, waar? Deur die bloed. Deur die bloed, waarmee die kruis bevlek is. Die bloed van Jesus. Oh, halleluja. Het die kruis, die altaar sy krag gekry. Selfs in die Ou Testament was die altaar met bloed besprinkel. Hoekom? Omdat die altaar sy krag kry uit die bloed uit, sodat die mense se sondes vergewe kan word. En dit is waarom dit so belangrik is. Dan gaan in Hebreërs 5 vers 1, want elke hoëpriester wat uit die mens geneem word, tree op ten behoeve van die mens
op in die dinge wat betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring. Halleluja. Ons het nie meer nodig om gawes en offers vir die sonde te bring nie. Die Here Jesus het dit klaar gedoen. Ons is hier om dit te bedien aan almal wat gawes en offers. So, wie bedien ons? Ons bedien Christus Jesus, wat 'n versoening vir ons sondes is. Dis ons bediening. Maar ek wil dit so sê, ons het die bediening van versoening, maar ons moet dien, nie bedien word soos vandag nie. Die predikers word bedien. Ek meen, daar word kos gemaak wanneer daar diens staan is, dan maak jy een klomp kos daar en kom by, sodat as die mense na diens en dorp daar verbykom, dan tel hulle kos op wat hulle bestel het. Dis nie, wie dien jy daar? Jy dien die vlees, jy dien die prediker, jy dien die kerk, jy dien die gemeente, jy dien alles behalwe die bloed. En die bloed wat my vrygemaak het en jou vrygemaak het, ek moet as 'n dienaar optree om te dien die verlossing deur die bloed van die lam, die versoening deur die bloed van die lam. Maar dit alles werk deur die kruis ook. Gewoon Paulus het gesê, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Dis waarom Paulus in Tessalonisense 5 sê, broeders, julle het nie nodig om die tye en geleenthede te weet nie. Wat julle moet weet, Jesus Christus en hom as gekruisigde. Vandag is al wat die mens wil weet, is die tekens van die tye en die geleenthede. En wat is nou weer? Hier is die antichrist en daar is die merkende. Waar is die Christus as gekruisigde? Waar is hy? Waar is sy bloed? Sing eer aan God in die hoogste. Waar is dit? Wat het daarvan geword? Maar ons dink, ons is slim, omdat ons nou weet die tekens van die tye, en daar word spesiale dienste gehou. Hoekom word daar nie meer spesiale dienste gehou oor die bloed en die kruis en Jesus as gekruisigde nie? Waarom nie? Want die meeste predikers wat op Pinksterkerke se kanse staan, was lanklaas deur die bloed gewees. Daar is party van hulle wat nooit deur die bloed gekom het. Ek weet van hulle. Dan sê hy verder in Hebreërs 7 vers 27, wat nie elke dag nodig het soos hoëpriester om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Halleluja. 'n ewigdurende offer. Een keer gedoen. Dit, halleluja. Hierdie offer is vir die afgelope plus minus 2000 jaar geldig gewees. Elke dag, elke uur, elke sekonde, elke minuut van elke dag vir elke mens op hierdie aarde, 2000 jaar lang, het hierdie bloedoffer gegeld vir die mense. En dis kragtig, en dit werk, en dit red en verlos tot vandag toe. En hy het net eenmaal ingegaan. Oh, halleluja. En sê, want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moes hy ook iets sê om te offer. En wat het hy geoffer? Homself. Halleluja. Hebreërs 10 vers 1, hierdie is mooi, want die wet wat 'n skaduwee is van die toekomstige gewelddade. Waar die wet van die Ou Testament, die offerwette, die altaalwette, al die bloedwette, ensovoorts, is 'n skaduwee van die toekomstige gewelddade, nie die beeld self van die dinge nie. Kan nooit
deur dieselfde offers van jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Dit in jaar vir jaar, dag vir dag, is daar geoffer. Nou, as die Sondag, dan vat jy tottelduwe of 'n bil of wat ook al, nou, en jy gaan offer, halleluja. Maar daardie offers kon ons nooit tot volmaaktheid bring nie. Daar is net een offer, en dis die offer van Jesus Christus, die bloedoffer, sy liggaam wat geoffer is, dit bring ons na volmaaktheid. In Petrus 2 vers 5, hy sê, laat ons ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Geestelike offers. Vroeger jaar het ons daardie lied gesing, en ek het al baie lanklaas gehoor, ek het hom al hier gesing. Maar die koortjie gaan so, my alles, op die altaar, en wachtend op die vuur, wachtend op die vuur. Die hele wêreld praat van herlewing, awakening. O, die Here is hier, die Gees is daarmee. Kom maar sê ek nou vandag. As jou alles nie op die altaar is, dag vir dag, want jy het gemeenskap met die altaar. Dag vir dag, as alles nie dag vir dag op die altaar, jou alles. Hoe sê hy? 'n lewende, halleluja, heilige en aan God welgevalle offer. Hy sê, dit is julle redelike godsdienst. As jou alles, dit meen alles wat jy, aan jou hele lewe, praat van jou liggaam, jou siel, jou gees. Dit moet 'n lewende offer, want jy het lewend geword deur die bloed. Halleluja. Saam met die Heilige Gees wat lewend maak. Nee, jou laat doop, sodat jy op kan staan in 'n nuwe lewe, ensovoorts. Nou, ek wil dit noem. Ek was nou die dag geskok geweest, toe ek op Facebook sien, dat mense adverteer, jy moet gedoop word. Die Here weet. Wat dink die mense? Wat is God? Dan hulle hele dink daar oor die doop, jy moet gedoop word. Hulle adverteer, jy moet gedoop meen, jy kom net en sê, luister, ek wil gedoop word, dan doop hulle. Jy het nooit by die kruis uitgekom nie. Jy het nooit by Jesus uitgekom nie. Hy's nooit gered deur die bloed van die lam nie. Hy's nooit vry nie, nog nooit nie, maar die kerk doop hom. En dan sê hulle is die kerk van Christus. Hy het nooit gemeenskap met die altaar gehad. Ek wil net dit vir jou sê. Hierdie mense wat so die doop adverteer, julle sal eendag voor die lewende God gaan staan. Weens die onreg wat julle net aan God gedoen het nie, maar aan daai mense wat julle doop. Nou dink die mense, nou dink die pastore, as hulle meer mense hulle doop, nou, hoe meer werk die Here, dat die Here werk nie daar nie. Dis deur julle eie insig en vleeslike begeertes, dat julle mense doop voor die voet. Halleluja. Nou adverteer hulle, ons het 150 mense hierdie Sondag gedoop. Waarmee is julle besig? Pastoor, waarmee is jy besig? Jy wil voorgee, nou werk die Here daar by jou, jy lieg. Jy is besig om siele hel toe te sleep. Waarom preek jy die bekering? Ware bekering. Deur die bloed. Waarom vat jy nie alles uit die weg uit?
en jy begin praat oor die bloed in die kruis en die redding deur die bloed van die lam nie, waarom begin jy nie daarmee en hou sommer 'n paar maande daarmee aan nie? Weet jy waarom kan jy dit doen nie? Want jy het nooit deur die bloed gekom nie. Jy is nooit deur die bloed gered nie. Jy het nooit 'n getuienis oor die bloed nie. Nou adverteer hulle, ja, ons moet ons pastore ondersteun, ons moet vir hulle bid, en ons moet nie op hulle aanval nie, want hulle is dienstigte van die Here. Man, jy's 'n leenaar, jy's 'n niks. Ons as pastore moet aangeval word, ons moet sleg gesê word, ons moet mishandel word, ons moet seer kry. Ons moet sleg gesê word, maak nie saak. As jy deur die bloed gekom het, gee jy nie om ten bloede weerstand te bied teen die sonde nie. Dit beteken, as jy seer kry omdat jy die bloed gebruik, en jy sê vir die mense, julle moet van julle sondes ontslae raak, en hulle maak jou seer, ten bloede toe. Dis wat die skrif sê wat moet gebeur. Nee, ons wil heerlikheid hê, ons mag nie aangeraak word nie, ons wil smart lyk op die platform, ons wil geëer word. Nou ja, gesien iemand adverteer, die salwing bediening. Die Here weet, wat sê die man? Die salwing bediening, waar kom hy vandaan? Halleluja, kom ons gaan verder. Jy my tyd mors met hierdie mense. Prys die Here. En, nou sê in Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle broeders by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. Nou sê hy die tweede vers van Romeine 12, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Wys vir my die kerk wat vandag nie gelykvormig is aan die wêreld nie. Wys! Ek glo daar is gemeentes, maar die kerk in totaal, nie. Hulle het gelykvormig geword. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoe kan ek verander word? Deur die vernuwing van my gemoed. Alleen, halleluja, as ek my liggaam as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevalle offer, wat ons redelike godsdienst is, as ek my liggaam so voor by God voorstel, dis ek, op die altaar, wagtend op die vuur, halleluja, dan word ek vernuwe. Maar nie dink omdat jy nou net gedoop word met die Heilige Gees, dat jy is nou vernuwe nie, hoor nie. Jy kan alleen vernuwe bly en vernuwe word as jy op die altaar is. As jy gemeenskap het met die altaar, as jy jou kruis dag vir dag opneem en die Here volg, sodat jy waarlik sy disipel kan wees, dan alleen word jy vernuwe na die innerlike mens. Dag vir dag. Halleluja. Wat sê hy verder? Sodat jy kan beproef word wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Waar kan ek dit beproef? Alleen op die altaar. Wanneer ek gemeenskap met die altaar het, en ek my liggaam as 'n lewende heilige en God 'n welgevalle offer gee, wat my redelike godsdienst is, dan beproef ek die goeie en welgevalle en volmaakte wil van. Halleluja. Ek wil iets sê wat vir my mooi was toe dit by my kom. Hy sê die Here God wil net die bloed sien, sodat die verderwe verby kan gaan elke dag. Halleluja. Hoor, elke dag wil die Here die bloed sien. Want dan kan die verderwer verbygaan. Ek wil net iets sê.
Die bloed is die beskerm, as ek dit so kan hê, Heer teen die dood. Nie teen seer kry. Nou, jy beland miskien in 'n ongeluk en jy kry seer, of iemand val op jy aan, jy kry seer. Halleluja. Weet jy wat? Die Here Jesus sê, hy sê, as jy oog jy laat stryk, pluk hom uit. As jy hand jy laat stryk, kap hom af. En die Here noem, hy sê, is beter om met een oog hemel te gaan as twee oog hel te. So ver die uiterlike mens aangaan, beskerm die Here dit. Maar as hy seer kry, nou, is dit vir jou goed. Want dan kan jy die innerlike mens, jyself besef of jy waarlik deur die bloed gekom het of nie. Want as jy eers begin kla oor om die seer gekry het, en ek is 'n kind van die Here ensovoorts, dan het jy 'n probleem. Dan het jy jou liggaam liewer as wat jy jou siel het, wat ewig moet lewe. Kom ons gaan net verder. Elke dag, ek kom eintlik daarop neer, ek moet elke dag die Pasgafees vier. Met, in en deur die bloed, elke dag. Dit is vir die volk van God. Dit moet elke dag moet eintlik vir my 'n Pasga wees. Deur die bloed. Halleluja. Want dit is die offer. Dit is die offers waarvan ons eet. Elke dag. En daarom sê hy ook in die woord van die Here, hy sê, en as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap en mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun reinig ons van alle sonde. Wanneer? Elke dag. Elke dag. Elke dag. Wat ons eet van die offer, en ons het gemeenskap met die altaar, elke dag. Eenmaal 'n maand, wanneer ons aan die tafel van die Here sit, dan doen ons dit openlik. Nou, en dan word daar bewys wat die offer en die bloed vir ons werklik beteken. Die liggaam en die bloed. Maar elke dag moet ek van hierdie offer kan eet. Dis waarom die Here Jesus dit sê in Johannes 6. As iemand eet van my liggaam, van my vlees, sal hy die ewige lewe. As hy drink van my bloed, sal hy die ewige lewe hê. Wanneer? Elke dag. Ons het nie nodig om elke dag 'n beker te neem en brood te vat en die nagmaal vir onsself te bedien nie. Dit is deel van ons lewens. Eenmaal 'n maand is die uiterlike bewys, dis wat ons lewe. Jy kan nie wag om te eet van die nagmaal van die een maand na die ander maand toe nie, of drink van die bloed van die een maand na die ander maand toe nie. Nee, jy moet dit elke dag in die gees, want ons het 'n geestelike offer, 'n geestelike altaar. Halleluja. Maar dis omdat ons hier nie goed vleeslik verstaan, dat ons nooit geestelik tot die volmaaktheid kan kom nie. Halleluja. Dit wil sê, elke dag, wat in die woord beskryf word, elke dag is naamlik vandag. Halleluja. As jy 12 uur vanaand, dan breek die volgende dag vir jou aan. Maar dan is daar die volgende dag ook vir jou vandag. So jy moet dit vandag lewe. Jou self offer. Eet van die brood van die lewe. Wat? Die woord. Ek moet hom elke dag eet. Hoe eet ek hom? Lees hom. Die bloed, lees daarvan. Want dan besef jy wat die bloed is, en dan kan jy in die geestelike lewe drink. Elke dag. Naamlik vandag. En hierdie naamlik vandag moet, ek moet elke dag die rus van God eintlik ingaan. Dis wat die woord sê in Hebreërs 4. Halleluja. Kom ons gaan verder. En wanneer ons dit doen, dan sal die wêreld sien dat ons is in die bloed, en ons kom deur die bloed, en ons sal as verlostes deur die bloed gesien word.
kan dit net weer sê. Alles kom deur die bloed. En as hulle dit kan sien, dan meen dit net een ding, dat God sien die bloed. O, halleluja. Dit is waarom mense in ongelukke beland, en hulle kom niks oor nie. Want die oomblik as hulle sien nie so ongeluk, dan begin hulle die bloed van die Here vra. Halleluja. O, halleluja. Want ek is in die bloed is in my, deur die bloed. Halleluja. Ek dink nie mense besef die waarde van die bloed. Dan kom jy in duiwel en sê, ja, om die bloed te pleit is soos 'n bygeloof. Waar kom hierdie man vandaan? Waar het hy sy lering gekry? Waar het hy sy ondervinding gekry? Nie by die Here nie. Want as hy deur die bloed gekom het, sal hy nooit dit skryf. Matteus 13 vers 35. Sodat vervul sou word die woord wat gespreek is. Ek wil net dit noem voor ek die verder lees. Hy sê, ek wil dit so sê. Alles het met en in en deur die bloed gekom. Selfs die wêreld wat die oesland is. Of die saailand is. Matteus 13 vers 35. Sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse. En ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Daar's iets in die woord. Daar's baie ander, maar hier is iets in die woord wat 'n verborgenheid was. En die Here Jesus sê, ek sal dit my mond oopmaak en dit spreek deur gelykenisse. En hierdie is een van die goddelikste gelykenisse wat die Here Jesus vertel toe hy op aarde was. Ek wil dit vandag vir u sê. 'n Gelykenis weerspieël die werklikheid. Dit weerspieël die werklikheid. Die gelykenis wat die Here vertel, dit is wat werklik gaan gebeur. Maar daai gelykenis weerspieël die werklikheid. Hoor wat sê die woord verder. Lukas 8 vers 5. 'n Saaier het uitgegaan om die saad te saai. Wie is hierdie saaier? Jesus Christus. Hy kom aarde toe om homself te offer, te sterwe en op te staan. Maar hy kom om die saad te saai. Die woord sê verder, en toe hy saai, val deels langs die pad en is vertrap. En die voëls van die hemel het dit opgeëet. Halleluja. En dan gaan hy verder, in die 9de vers. Wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Wat? Dat hy uitgegaan om die saad te saai, en ons weet, langs die pad geval, op rotse geval, en ons ken daardie geskiedenis. Nou sê die Here Jesus, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Wat hoor? Dit wat ek nou vir julle vertel. Hierdie gelykenis. Want ek is die saaier. Matteus 13 vers 10. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenis? Nou, hier is 'n interessante ding. As jy die verborgenheid van die koninkryk nie ontvang het nie, sal jy nooit die verborgenheid van 'n gelykenis aan jou gemeente kan oordra nie. Jy sal wel oor gelykenis kan praat, maar dit sal vleeslik wees. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur werklik in hierdie gelykenis van die saaier. Die Here Jesus sê, ek wil dit weer sê. Dan verder. 13 vers 11. Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenheid van die koninkryk van die hemel te verstaan. Hoe sê die Here Jesus? Verder. Die koninkryk van die hemel is soos. Maar hierdie koninkryk van die hemel wat soos is, wat 'n gelykenis is, ek het dit aan julle gegee om te verstaan, nie aan hulle nie. Dit meen, die Here gee vir ons wat deur die bloed gekom het,
die verborgenheid van die koninkryk van die hemel, om dit te verstaan. Halleluja. Elke gelykenis in hierdie woord, wat die Here Jesus gespreek het, 4 evangelies, dis 'n werklikheid wat weerspieël die ewige lewe. Wat dit sê? Hy sê, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Matteus 13 vers 14. En aan hulle word die profesie van Jesaja in vervulling wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie. Wat is die grootste probleem in die kerk vandag, selfs in die Pinksterkerke? Hulle verstaan nie die koninkryk van die hemel. En die predikers nog minder. Hulle gaan leer op die Bybelskool, is seker dit klop goed uit die woord van die Here, en hulle bepaal aan my, en is al wat gebeur, as hulle Sondag moet preek, dan Google hulle, of hulle gaan op 'n sekere prediker se boodskappe in, en dan kry hulle daar iets waaroor hulle kan praat, en dan 10 minute, want jy kan nie langer as 10 minute preek nie, want dan begin die mense se gedagte dwaal. Weet jy waarom dwaal die mense se gedagte? Dis omdat jy die verborgenhede van die koninkryk nie aan hulle verkondig nie. Hulle raak moeg daarvoor, hulle vlees is moeg, want daar's geen lewe in nie. Wat sê die woord verder? Met die gehoor sal hulle hoor, en glad nie verstaan nie. En die Here Jesus sê dit in Matteus 24, hy oor sy wederkoms, hy sê, hy sal eet en drink en vrolik wees, en die huwelik uitgee en al hierdie dinge, en dit sal wees soos in die dae van Noag, waar die lankmoedigheid 120 jaar getalm het, en die sonvloed het gekom, en tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het hulle nie verstaan. En ek wil nou vandag vir u sê, al die boodskappe oor die wederkoms wat hulle praat van 'n wegraping, die mense het nie gehoor nie. Daai prediker het nie by die Here gehoor nie. En hy verstaan dit glad nie, en nou verstaan jy dit nog minder. Want jy glo net dit wat hy vir jou sê. Hoor wat ek vandag sê. 7 dae, toe Noag in die ark ingaan, en die deur word gesluit, het hulle tot op daai dag nie verstaan nie, maar toe die deur gesluit word, en die sonvloed kom, halleluja, toe weet hulle. Maar tot dan het nie verstaan nie. En ek wil nou vandag vir u sê, daar's almal wat glo, hoor wat ek sê, in die wegraping voor die verdrukking, verstaan niks. Die dag wanneer die antichrist geopenbaar word, dan sal baie verstaan wat aangaan. Maar dan gaan dit te laat wees, om jou voor te berei, vir die groot verdrukking. Gaan te laat wees. Dink net om in 'n vangstuk getrap te word wat jy nie verwag nie. Hoe gaan jy daar uitkom? En die wegraping is 'n vangstuk waarin jy trap. Wegraping voor die verdrukking, waarin jy trap, en jy's nie gereed vir dit wat gaan gebeur in die groot verdrukking. So sekerlik as wat jy lewe, waarborg ek jou, as jy lang genoeg lewe, sal jy in die verdrukking gaan. Jy sal nooit 'n wegraping voor die verdrukking beleef nie, want daar bestaan so iets. Kom ons gaan net verder. Halleluja. Nie verstaan nie. En julle sal kyk en glad nie sien nie. Jy kyk en kyk, daar is 'n teken, julle kyk, maar julle sien niks. Die predikers, hulle hou hulle self wagtertjies op die mure.
Hulle kyk en sê vir jou, dit, dis nou die bloedmane, nou gaan die wegraping plaasvind, halleluja, dan kom die bloedmane gaan verby, dan val sy op sterre van die hemel, ensovoorts, en wat doen ons? Ons kyk nie, daar het niks gebeur nie, wel, dit sal nog gebeur, want niemand weet op waar die dag nie, kan julle nie julle self, in plain Afrikaans sê, kan julle self so blaf, maar wat sê die woord van die Here verder? Matteus 13 vers 15, want die hart van hierdie volk het stomp geword. Die wegrapping teorie voor die verdrukking het jou hart stomp gemaak. Want jy kan nie verder sien nie, jy kan nie verder verstaan nie, jy kan nie verder hoor nie, niks nie. Al praat die Gees van die Here met jou, jy hoor en sien niks en jy verstaan niks. En die duiwel het hierdie struik gestel en miljoene het in hierdie struik getrap. Maar wat sê die woord van die Here verder? Stomp geword. En met ore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien nie. En dit is nie waar van die wegrapping teorie mense nie. Wanneer jy met hom praat, dan sluit hy sy ore toe, hy sluit sy oë toe, hy sluit sy mond toe, en dis al wat hy vir jou kan sê, ek wil niks met jou te doen hê nie, want jy is besig met 'n dwaling. Dis al wat hy vir jou sê. Want sy hart het stomp geword. En is dit nie hoe die wegrapping teorie mense reageer nie? Is dit nie hoe kerkorganisasies reageer nie? Ek weet van kerkorganisasies, pastore wat nie glo in 'n wegraping nie, hoe probeer hulle om daai pastore uit die kerk uit te kry? Waarom? Hulle is bang, hulle ore gaan oop as hierdie man praat. Of, hulle is bang, hulle oë gaan oop. Halleluja. Nou sê die woord, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer en ek hulle genees. Dit is verskriklik. Nou sê die 13de vers, 13de hoofstuk 16de vers, maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien, en julle ore hoor, en julle ore, omdat hulle hoor. Matteus 13 vers 17, want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien en dit nie gesien. Om te hoor wat julle hoor en dit nie gehoor het nie. En tog het hulle geglo. Nou sê die Here Jesus 13 vers 18, luister julle dan na die gelykenis van die saaier. Ek sê die 24ste vers, 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai. Hier is die groot verborgenheid in hierdie saad. Christus is die saaier. En waar saai in sy land? Waar die land? Hierdie wêreld. Pastoor, maar as jy sê nie, hoor, dis die Here se. Hierdie wêreld het God vir sy seun gegee as 'n koninkryk. En Christus, as hy kom die dag, gaan hy hierdie koninkryk besoek nie. Dis verseker, en 1000 jaar sal hy regeer op hierdie aarde. Met ons, wat deur die bloed gekom het, wat deur die verdrukking gegaan het. Nou kan jy vir my sê, ja, maar as ek nou sterwe voor die verdrukking, wat word van my? Kom maar sê ek hier, nee. Jou geloof, en dit waarin jy glo, daarmee sal jy geoordeel word. Luister wat die woord van die Here sê. Hy sê, Abraham het God geglo, en dis hom tot geregtigheid gereken. Dit hang nou af wat jy glo. Glo jy in 'n wegraping voor die verdrukking, dan glo jy die leuen. So daar is vir jou geen regverdig maak. Glo jy dat daar is 'n groot verdrukking en dat jy deur die verdrukking gaan
Ja. As jy lang genoeg lewe. As jy die woorde van God glo, dat jy wel in die verdrukking gaan, en dat jy in die verdrukking jou klere sal wit maak en rein was in die bloed van die lam. Ja. As jy dit glo, dan glo jy God se woord, en dit sal jou tot geregtigheid gereken word. Dit meen, dan sal jy deel hê aan hulle wat wel deur die verdrukking gegaan het, om eendag as 'n koning en priester op hierdie aarde te heers. Halleluja. Maar as jy nie glo dat jy deur die verdrukking gaan, dan is daar vir jou geen geregtigheid. Hoor die woord van jy, ons praat nie vleeslike goed hier nie. Hy sê die geestelike mens verstaan die dinge van die gees. Ja? En wanneer die Heilige Gees die verborgenhede vir jou oopmaak, dan moet jy dit verstaan. As jy nie glo dat as jy lang genoeg lewe, dat jy deur die groot verdrukking gaan nie, kan God dit nie vir jou tot geregtigheid gereken nie. Dit meen dat jou geloof, dat jy wel deur die groot verdrukking gaan, sal jou red. Van wat? Van die oordeele van God in die groot verdrukking, en jy sal die dier oorwin deur die bloed van die lam. Dit sê God se woord. So jy moet nou besluit wat jy wil glo. In 'n wegraping, jy is die bruid en die huwelik in die hemel, wat alles leuns is, en die regterstoel in die hemel, is alles leuns. So as jy die leuen glo, is daar vir jou geen regverdiging. As jy die waarheid glo, is daar vir jou regverdiging. Dit meen, dis waarom hy sê, salig is hy wat van nou af in Christus sterwe. Waarom? Want hy het geglo, hy sal deur die verdrukking gaan, as hy nie voor die tyd sterwe nie. As hy voor die tyd sterwe, salig is jy, want dan word jy gereken by hulle wat wel deur die groot verdrukking gaan. Maar as jy glo, jy gaan voor die groot verdrukking weg, geneem word deur die Here, is daar geen regverdiging vir jou nie, en jy sal geen deel hê aan hulle wat deur die groot verdrukking gegaan het. Dit meen, om die dier te oorwin, en dan om vir 1000 jaar saam met Christus te regeer as 'n koning en priester. Jy het geen deel daarin. Moenie God se woord vat as iets ligtigs. Dit wat jy glo, dit sal jy ontvang. En as jy God glo, dat jy deur die verdrukking sal gaan, dan sal dit jou tot geregtigheid gereken word. Ek wil net sê, as jy dit nie verstaan vandag, dan val jy onder hulle wat nie kan hoor nie, nie kan sien nie, nie kan verstaan nie. En dan wat gaan gebeur? Jy sal soos enige ander mens sterwe, en jy sal eendag voor die regterstoel gaan staan, en jy sal loon ontvang in dit waarin jy geglo het. En as jy glo in die wegraping, glo jy in die kwaad. As jy glo in die wederkoms na die verdrukking, glo jy in die goeie. So jy gaan loon ontvang vir een van die twee. Halleluja. Hoor wat sê die woord van die Here. Verder. Halleluja. Ek wil net sê, dat die saailand, het die Here Jesus gekoop, hierdie saailand, die wêreld. Want hy sê op 'n plek, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, het sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 17de vers, dis Johannes 3 vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld nie te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hoe kan die wêreld deur hom gered word? Deur wat? Deur sy bloedoffer aan die kruis. Dit meen die offer op die altaar. Ons kan nou van die offer eet, halleluja, en ons het gemeenskap met die altaar as gevolg van die liefde van God vir hierdie wêreld. Maar hoe het die wêreld die saailand geword van die Here Jesus?
Halleluja, dink net vir een oomblik, as Abel se bloed van die aarde af, wat in die aarde opgeneem is, as daardie bloed na God geroep het in die hemel, hoeveel te meer sal die bloed van Jesus wat op die aarde geval het, deur die aarde geabsorbeer is, van die kruis afgeloop het op die aarde. Hierdie bloed spreek van baie beter dinge as die bloed van Abel. Waarom? Want deur hierdie bloed wat van die kruis af en van sy wonde geloop het op hierdie aarde, en die aarde het dit ingedring, daardeur het Jesus hierdie wêreld losgekoop deur sy bloed, om vir hom 'n saailam te wees. Alles kom deur die bloed. Dit het nie net sommer gebeur nie. En wie is die saailam? Ons as mens, die wêreld. En hy het dit gekoop. Dis net jou keuse, of jy deur die bloed wil kom of nie. Moenie dink, omdat jy glo dat Jesus die Seun van God is, nou is jy gered nie. Jy's nou meer ongered as wat jy ooit was. Want jy glo alleen. As jy nie deur die bloed kom nie, is daar vir jou geen saligheid nie. Geen redding. En die Here Jesus koop hierdie saailam. En hy saai, soos hy hierso sê, soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Halleluja. Hierdie ding is in my woord. Kom ons gaan verder. Hy sê die 13de hoofstuk, die 38ste vers. En die saailand is die wêreld. Hy sê dit die Here sê dit, die wêreld is die saailand en ek het hom gekoop. Die goeie saad, hoor wat sê hy? Dit is die kinders van die koninkryk. Ek wil net vandag vir u sê, as ons die kinders van die koninkryk is, dan is die koninkryk alreeds by ons. Want die Here Jesus sê dit ook. Hy sê, julle het die koninkryk ontvang. Die koninkryk van die hemel ontvang, nie met sigbare tekens nie, maar in julle binneste. Elke een van ons wat deur die bloed kom, is deel van die saailand wat deur die bloed gekom het. En nou is ons kinders van die koninkryk. En wat wonderlik is, die koninkryk van die hemel op aarde, kom alles deur die bloed. En daarom moet ek deur die bloed kom, om 'n kind van die koninkryk te wees. En nou sê, en die onkruid is die kinders van die bose. Die woord sê, die 36ste vers. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan, en sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. Here, dit is reg. Dis u saailand. Dis u koninkryk. Dis u wat saai. En ons is kinders van die koninkryk. Maar wat van hierdie onkruid? Nou sê hy, 38ste vers. En die saailand, ek het hom gelees. 39ste vers. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Dit is hierdie onkruid wat gesaai is in die nag toe almal geslaap het. Waar op dieselfde saailand wat die Here Jesus deur sy bloed gekoop en losgekoop het. Ja. En hier is die probleem. Ek en u afsonderlik. Die Bybel sê elkeen sal sy eie pad dra. Dit men jou lewe en jou liggaam is goeie grond. En die saad word ook in my en in jou gesaai. Maar die vyand kom, net soos by Eva, en hy saai op die goeie grond die slegte saad. Die saad van die bose. En die duiwel kom by ons wat deel is van die saailand, en hy saai op hierdie goeie grond wat deur die bloed gekom het, kom saai hy die onkruid in ons, omdat ons daarna luister en dit glo. Jy moet nie dink dat die wêreld daar buite is almal kinders van die bose. Jy moet pas op dat as jy aanhoudend na die leuen luister, dat hierdie goeie grond van jou deur die onkruid oorheers gaan word. Jy moet pas op.
en die goeie saad in jou verstik nie. En die wegraping teorie het die goeie saad in miljoene se mense verstik, deurdat hulle die leuen glo. Daar is nie meer goeie saad in hulle nie. En dit kan ek van elkeen sê. Want as jy net iets teen die wegraping praat, 'n broer, dan spring hulle op hulle perkie en hulle niks met jou doen nie. Hulle raak vir jou kwaad, hulle onerf jou sommer. En hulle wil nie eens jou vriendskap mee hê nie. Ek het ondervinding daarvan, ek weet dit. En jy word gehaat, ek weet daarvan. My vrou weet daarvan. My kinders weet daarvan. Hulle word gehaat. Deur wie? Deur sogenaamde kinders van die Here. Die duiwel het die slegte saad gesaai, die leuen. En jy glo daar die leuen. Kom ons gaan net verder. Praat eers van sonde. Kom ons gaan net verder. Halleluja. Hy sê hierdie mooi woorde. En die vyand wat het gesaai het is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Ons oorwinning is alleen deur die offerbloed van die lam van God, deur die woord van God, deur die kruis en die woord van die kruis, wat ook deur die bloed gekom. Wit klere kom deur die bloed. En die woord sê, die dag daarbo sal daar wit klere aan ons gegee word. Ek wil dit net hierdie vir jou noem. As die Here wil, sal ek volgende Sondag aangaan oor wat die Here vir my, toe die Here my in die gees weggeruk het jare terug, wat het die Here vir my gewys oor die wit klere. Maar die wit klere kom deur die bloed, die feesklere kom deur die bloed. En sal hom die dier oorwin deur die bloed. En dit alles sien God die bloed. Die wit kleed sien God die bloed. Feesklere sien God die bloed. Oorwinning oor die dier sien God die bloed. Halleluja. So alles kom deur die bloed. En wanneer, en hierdie is mooi, ek sluit hiermee af, en die verderwer wat God geskaap het, en die seun van die verderf, sal by jou verbygaan as die bloed gesien word. Dit meen, wanneer ons in die groot verdrukking is, en ek was gedurig my klere rein en skoon in die bloed, wat sien die Here by my? Bloed! En wat dan? Hierdie antikris het nie 'n vat nie. Want dit is hoe ons hom sal oorwin in die groot verdrukking. Deur die bloed, deur ons klere gereeld skoon te hou en onsself te reinig deur die bloed. Want dan sien God die bloed en dan gaan die verderwer verby. Daar moet mense aan die einde, kinders van God, aan die einde van die groot verdrukking, moet daar kinders in die lewe oorgebly. Halleluja. Gaan lees God se woord. Net gou dit afsluit. Ons sal alles oorwin met die bloed, in die bloed, deur die bloed. En deur die woord van ons getuienis. Die woord van ons getuienis. Christus is ons getuienis. En sy woorde het alles deur die bloed gekom. Halleluja. Kom maar sê nou weer. Die antikris het nie 'n kans. Want hy kan nie by die bloed verbykom. Halleluja. Dis my grootste beskerming in die hele groot verdrukking. Die Here God moet net die bloed by my sien. Dis al. Maar om die bloed te sien, moet jy gedurig in met deur die bloed kom. En jou klere gereinig, was, skoonmaak deur die bloed van die lam. Dan is jy eers 'n oorwinnaar. Prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê vir u woord. Halleluja. En ons wil baie dankie sê vir die woorde wat die seun oorgedra. En ons weet dat dit deur die bloed gekom. En ons is so dankbaar dat ons kan waarlik uit. Ons het 'n bloed evangelie. Wanneer ons in die Nuwe Testament begin en eindig, is alles deur. Oh, halleluja. Ons eer dat
U lewe gegee deur Jesus en dat u bloed ons red. Daarom sê die lied, daar is 'n heilfontein van bloed, vloeiend uit Immanuel sy. En sondaars word in daardie vloed van al hulle sonde vry. Ook ons. Elke dag, dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. En amen. Halleluja.